walvis wat jy vang, eet ek rou op. Vandag is die dag wat jy nooit sal vergeet nie, stafsuster Linda Groenewald. Ek sal dit aanteken, Dr. Johan Leroux. MB, CAB, 10 tot 12 en 3 tot 5 namiddag. En o ja, R3.50 asseblief. Hou vas. En as jy los, druk ek jou tot jou ribbes kraak. Probeer. O, so, né? Vang! Nee, man! Hey, ek het 'n byt. Sal ek 'n pleister opsit? Ek het hom. Kom hier. Waar gaan jy hang, Johan? Voor die kaggel. Dan neem ek 'n foto van jou en jou vis en ons wys hom eendag vir ons kinders. O, ons hang voor die kaggel, hè? Ons wys hom vir ons kinders. Blou oog, nou het jy daardie bekkie van jou verbygepraat. Terloops, die antwoord is ja. Ek het jou niks gevra nie. Maar jy het my dan gevra om te trou. Ag, Johan. Ek dacht jy praat van kinders en kaggels. Jy wil tog nie in sonde saamlewe nie. Jy weet mos ek jou lief. Dan trou tog sekerlik nie so groot sonde nie. Of is dit? Dis nie net dit nie, Johan. Partykeer is liefde alleen nie genoeg nie. En wat van iets soos aanvaarding? Maar dan is die probleem opgelos. Ek aanvaar jou, jy aanvaar my. Ek praat nie van ons nie, Johan. Ek praat van ons mense. My mense is nie jou soort mense nie. Die wêrelde waarin ons groot geword het, alles is net so anders. Jy sal sien as ons daar kom. Nou ja, is tyd dat ons ry. Ek wil gou gaan aantrek dat ek daarom ordentlik al lyk van die skoonouers. As ek by jou is net ek en jy, dan lyk alles so maklik. So moontlik maklik. Ons loop weg vir die naweek. Johan kan partykeer so ligsinnig wees. Ag, hy werk hard genoeg by die hospitaal, gaan hom sy bietjie plesier. Dis nie wat ek bedoel nie, Charles. Daardie Groenewald meisietjie is nie goed vir sy reputasie nie. Hemelie, praat asof sy besmet is. Sy's 'n stapverpleegstertjie, dis erg genoeg. Johan is 25. Dis tyd dat hy aan trou begin dink. En die soort meisie bederf sy kanse. Hy is seker oud genoeg om self sy vrou te kies. Jy bedoel tog nie vir een oomblik. Ek sal nie toelaat dat my kinders met enigiets minder as die beste tevrede is nie. Dit geld veral vir Johan en met wie hy gesien word. En wie gaan besluit oor die beste? Hulle of jy? Iemand moet besluit en as dit van jou moet afhang. Kan jy nie verstaan nie, Charles? Dis uit liefde vir my kinders wat ek begaan is. En as hulle verkeerd trou, is dit hulle wat daardeur ongelukkig gemaak sal word. Met saam net dat ek nooit moeite gehad nie. Maar ek bekommer my oor Johan. Ek dink ek moet iets vir sy verjaarsdag reël. Sorg dat hy weer die regte soort meisies te sien kry.
Ek wil nie jy moet nader aan sit met 'n meelsteen om die nek wat net agter sy geld aan was nie. Ek weet waarvan ek praat. Ja, Yvonne. In die 30 jaar van ons trou het jy nog nooit opgehou om my daaraan te herinner. Wat sou van jou geword het sonder my? Sonder die firma wat my pa uit die grond het moes opbou? En wat sou van jou pa se firma geword het na sy dood, as ek dit nie oorgeneem het nie? Grootheidswaan pas nie by 'n klein mens nie, Charles. Eendag sal jy te ver gaan. Laat dit maar gerus aan my oor om te besluit hoe ver ek te ver kan gaan. Dag, pa. Dag my kind, mag maar jy lyk goed. Maar wat het jy nou weer hier aangedra? Jy's ook net 'n jong hondjie. Johan Leroux, ek het mos geskryf. Leroux? Of wat 'n Leroux is jy? Jy het vroeër daar hoe skeelkoot Leroux op die dorp gewoon, maar hy was nie mooi reg in sy koppie. Dokter Johan Leroux, pa weet mos. O, jy bring toe 'n dokter saam. Maar ons het mos nie siek mense hierop goed gegind nie. Dag my kind. Hallo mamma. En dis die Johan wat Linda so baie van geskryf het. En toe? Wat se trane is dit nou, hè? Wees is weer maar wat my jare laas gesien. Dis reg, sê haar. Die ou ding wil ons in die laaste tyd van die oggend tot die aand grens as 'n mens net jou naam noem. Ek dink sy's bang jy trou buite jou klas. Verskoon maar die ou krop Johan. Hy het nog nooit 'n vrou se hart verstaan nie. Mooi man, daar is een. Help hom aan, doktertjie. Stadsjoppie, né? Gaan slag aan my jong. Die nonna en die baas dokter gaan môre saam neem as hulle ry. Dit dans sommer so op die dakbaan. O, meide met knopjies. Ja, jy kan maar lag, doktertjie, maar hierdie reën het ons uit die hemel uitgeput. Oormôre is hierdie ou wêreld vir ons weer 'n blomtyd. Dis jou doktertjie wat dit vir jou gebring het, my kind. Hy's goeie geluk vir jou. Drink aan, sien jy nog skape? Nee, was. Oppas vir die gat hoor.
Kom my skouers. Op is hy been. Hier is hy been van jou. Wat die drommel gaan nou aan? Wat het nou gebeur, Johan? Borg het sy been sleg gebreek, oom Liep. Spring aan, gaan haal vir my 2 sulke takke. Het ons vas maar goed, oom. Ja, daar stou agter op die bak. Ons sal hierdie been moet spaak, oom Liep. Borg gou maar. Knas maar op jou tande, dit sal 'n bietjie seer wees. Nee, Marie. Ek gaan so lank die bakkie omdraai. My kind, wat het dan gebeur? Hy het sy been gebreek. Linda, kry 'n kussing en my tas in die kar. En ons het spake nodig. Gou maak, suster. Skeer nog 'n paar kussingslope op. Hier is dalk nie genoeg verband nie. Hoe voel jy jou? Nie te veel nie. Ek gaan hom nog 'n inspuiting gee. Ons moet hospitaal toe met hom. Dis nie mooi breek nie. Jy sal nie kan ry nie, Johan. Al die druwe is onder water. Ag, jy moet nie tog. Bring kookwater en 'n paar skoon handdoeke. Ons sal hom dan maar hier moet regsien. Hy is daar, hè? Hier, Johan. Ek het jou mos gesê, doktertjie. Dis ons wêreld wat 'n man so maak. So ja. Dis voorlopig al wat ons vir kan doen, tante. Môre is hy weer perdfris, maar ons sal hom so gou moontlik by die dorp moet kry. Hierdie been moet in gips. Dis goed so, Johan. En dankie vir wat jy gedoen het. Kom, maatjie. Die kinders het hard gewerk en goed gewerk. Kom ons dan kry vir iets vir die dors. Jy het mamma se hart gesteel. Hoe weet jy dit? Ek ken mos my ma. Dankie, Johan. Ek sien ons het met 2 siek mense op die plaas. 'n afbeen seun en 'n beenaf dokter. My se medisynetjie. 'n Ou boereraad. Dankie. Nou het jy pa se hart opgesteel. Jy weet, as hy hier so 'n snapsie van sy kosbare poggies vir iemand in 'n proppie skink. Jy weet jou pad is oop. Johan, jy het my nooit gesê jy gaan daardie meisietjie saambring nie. Maar ek het aangeneem maar sou weet.
Dis daarom nou al hoe lank dat ek en Ek kan my Linda... nie voorstel dat sy baie tuis sal voel hier tussen ons nie. Ag, maak jy mos die kind so mense tuis te laat voel. Ek dink nie jy besef die erns van die saak nie. Iemand in jou posisie, Johan. Iemand met jou afkoms. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jouself. Dit is so maklik vir 'n meisietjie wat niks gewoond is nie om 'n jag te begin maak op jou geld en op jou stand. Ek het Linda Groenewald lief. Nie verspot wees, Johan. Maar ek het dan gedink maar sou bly wees om te hoor dat ek uiteindelik van plan is om te trou. Trou. Toch seker nie met 'n kerkmuis en 'n geldjagter nie. Ek het jou gesoek. Mense, ons kan gerus maar aansit. Jackson is baie besorg oor sy kos. Tia? Professor? Ons is skape dan. Jackson het vanaand eend gemaak. Maar die buit wat ons van Linda se ouers af saamgebring het. Jy weet toch goed, ons eet net gegradeerde slaghuisvleis, Johan. O my aarde, is jy nog hier? Linda, sal jy maar daar sit. Al wat vanaand me keer is Sanet. Ek wil juist vra, hoe vaar sy des daaroor sê? Jy word eers oor Sanet begin gesels, dan kry ons nie 'n enkele woord in nie. En waarom mag ek nie met my kind se prestasies spog nie? Ek het net een dogter en ek sal altyd net een hê. En ek is trots op haar. Ja, Sanet was op skool 'n goeie pianiste. Oh, was jy nou saam op skool? Ag, ek dink jy het mekaar ooit ontmoet nie. Wel, mense, julle gesondheid. Gesondheid. Om die waarheid te sê, ma, dit was deur Sanet dat ek vir Linda oorspronklik ontmoet het, nog lank voor sy by die hospitaal begin werk het. En sover ek weet is hulle nog altyd goeie vriende. Het jy nie nog laasweek 'n brief van haar gehad nie? Ja, nogal so 'n neergedrukte ou briefie. Liewe Linda, Parys is besig om my in te sluk. Waarheen alles nou stuur, weet ek nie. Ek voel of ek maar net meegesleer word. Ek het so verlang na my land en my mense. Iemand om mee te praat, iemand om raad te gee. Wanneer ek so doelloos ronddwaal met my eie gedagtes, dan dink ek aan al die valsheid van alles. Van hoe my ma my forceer om hier te bly en met my musiek te presteer. As sy maar net weet hoe bitter ongelukkig sy my maak, Linda. Ek dink so baie aan jou en Johan. Nou hoop ek so dat ma nie met julle geluk ook sal beter nie. Dit klink of sy baie gelukkig is in Parys nie. Sanet was nog nooit in haar lewe so gelukkig as jy is nou in Parys nie. Jy moet sien wat haar professore van haar werk sê. As ons in Parys is, boer ek by die modesalonne. Ja, hierdie rok wat ek aan het, is juist deur Jacques ontwerp, 'n vriend van Sanet. Hy het by Belme gestudeer. Stootlike mannetjie. Sjaal. Toe ons in Parys was, het Jacques uit sy pad gegaan om my al die modesalonne te wys. Charles is net jaloers op sy dogter. Dit lyk asof Jacques ernstig in Sanet belangstel. Sal niks verbaas wees as ons nog 'n Paryse modeontwerper vir skoonseun kry nie. Sal voordelig wees vir Sanet, want ek het haar nog nooit toegelaat om 'n tuisgemaakte of gekoopte rok te dra nie. En vanwaar het jy daardie rokkie van jou gekry? Ek het dit self gemaak. Jy's knap met jou hande, né? Ek dink in elk geval Sanet kon net sowel in die Kaap studeer het. In Parys is sy omring van die wêreld se beste musici. Ek het die volste vertroue in ons eie universiteite. Ek laat niemand my vertel dat Johan nie 'n goeie dokter is nie. Dankie, pa. Natuurlik is hy. En met die regte vrouens as hy kan hy nog die toppunt as sy professie bereik. Ek sê nog altyd dat die regte vrou noodsaaklik vir 'n man sukses is. Ek het al klaar die ideale vrou vir Johan uitgesoek. Sy die agtergrond en wat by so baie ontbreek.
Ek is afgekeer. Soos die skaap wat op die plaas geslag was en nie op haar tafel mag kom nie. Jy oordeel te gou. Ek oordeel nie, ek is veroordeel. Ag Johan, ek het jou gesê, die kloof tussen jou wêreldse mense en my wêreldse mense is te wyd. Ons is net nie van dieselfde trop nie. Ons is nie kinders nie. Jou pa het gesê jy's taai. Jy sal nie op julle trap nie. Dan net jy moes jou antwoord. Maar as jy so taai is, dan sal jy nie toelaat dat vanaand se ding jou ontstel nie. Ek is net taai wanneer ek alleen geraak word. Maar wanneer daar ander mense op die spel is, Johan, ek wil nie jou geluk verwoes nie. My geluk is by jou. Jy sê nou so, maar dis waar wat sy gesê het. 'n Man het die regte soort vrou nodig. Dis waarom ek jou gekies het. Ek kan nie verwag dat jy jou hele verlede, al jou mense moet afskryf nie. Dis nie soos ons dit wil hê nie. Jy ken nog net nie my ma nie. Sy sal verander sodra ons getroud is. Ek is 'n vrou soos sy. Daar's dinge wat ons dieper en vinniger verstaan as julle mans. Maar selfs dan, jy trou met my, nie met my ma nie. My ma het altyd gesê, as 'n vrou trou, trou sy ook met haar skoonfamilie. Ek is jammer, Johan, dit gaan net nie uitwerk nie. Jou ma het reeds die deur in my gesig toegeklap. Asseblief, Linda, gee my net 'n kans om met haar te praat. Johan, in die heel laaste instansie gaan dit om jou. Ek het 'n lig gekry vanaand. 'n Skerp lig en hy brand, maar dis die waarheid. Ek kan jou nie gelukkig maak nie. Nee, Linda. Los my nou asseblief. Ons kan nie so uitmekaar uitgaan nie. Wat is die verskil? So of op enige ander manier uitmekaar moet ons. Is die pasiënt gereed, suster? Ja, dokter. Linda, Dis tyd, dokter. hoekom vermy jy my? Ek moet met jou praat. Die pasiënt wag, dokter. My hemel, dokter, oppas. Die man is aan die dood gaan. Baie dankie. Hoekom sê jy dankie? Omdat jy hom deurgehaal het. Sou my nie vergewe het as hy. Dankie, dokter. Linda, wat is dit met jou? Praat met my. Ons het klaar gepraat op die strand. Dis nou werksure. Maar my goeie hemel, jy kan toch Moet nie dit vra... asseblief nie vir ons albei moeiliker maak as wat dit is nie. As daar niks verder is nie. Linda, Dokter, kom ons praat soos groot mense. die groot mense het klaar gepraat. Nou moet die kinders gehoorsaam wees. Jy's nie totaal onredelik. Nie onredelik nie. Dit ontbreek my net aan agtergrond en verfynheid. Maar ek's darm knap met my hande. Nou moet jy my asseblief verskoon. Sit nou al. Ja, dit is al u, dokter. Ek waardeer dat jy gekom het. Jy besef natuurlik waaroor ek met jou wil praat. Oor dokter Leroux. Bouer tog anders. Jy's vlug van begrip. Alle Karoo dogters nie toe nie, mevrou. Net so min soos wat alle stadsmense slim is. Aangesien ons nou albei weet waarom het gaan, is dit seker nie nodig om doekies om te draai nie. Ek is begaan oor my seun se toekoms. Baie begaan, dit het ek agtergekom.
Jy sal begryp dat ek nie kan toelaat dat enige van my kinders omgaan met iemand wat nou sal ek dit stel. Wanneer hulle stand is nie. Aangesien jy dit dan self so gestel het. Ja, Ek hoop die kinders waardeer die besorgdheid oor hulle. Hulle is natuurlik albei mondig. oor ons familiesake kan ons die beste besluit, Juffrou Groenewald. Jy moenie dink dat ek onsympathiek is nie. Ek kan begryp dat iemand soos Johan vir jou 'n aantrekkingskrag moet hê. Moontlik het jy ook al op die een of ander begin reken. En ek vermoed dat jou mense dit nie te breed het nie. Probeer jy my omkoop, mevrou? Jy stel dit so grof. Natuurlik, jy weet ook nie van beter nie. Een ding in die lewe my geleer, Juffrou Groenewald, en dit is dat elke mens sy prys het. Jy moet ook dink aan jou ouers. Hulle kan die geld tog seker goed gebruik. Ons kan sonder almoes bestaan, dankie. Jy moet dit nie so beskou nie. Kom ons sê dis 'n geskenkie vir jou vriendelike samewerking. Kom nou, vat die geld en los my kind uit. Dis tog waarom jy agter hom aanloop. Mevrou Leroux, jy maak net een fout. Dis nie net jy wat my nie 'n skoondogter wil hê nie. Dis ek wat jou nooit as skoonmoeder sal kan aanvaar nie. Hallo, 37 asseblief. Dankie. Org, kan jy my kom haal asseblief? Boetie, dis nie tyd vir vrae nie. Kan jy kom? Weet Johan van dit alles, Lindaatjie? Ek bedoel, het hy geweet jy bedank? Nee, maak het hom niks gesê nie. Maar hy gaan dit nie daar los nie. Hy's na jou kom soek. Wat gaan jy dan doen, my kind? Ek weet nie, ma. Ek is net so deurmekaar. Wel, ek het nou so gedink, Lindaatjie. Jy sien, ek en jou maat nou ander dag lê en praat. Dit het mos nou gereën en so, en daar is daarop geldjies. Wat moet ek met die geld maak, papa? Ek bedoel, ek en jou maat nou gevoel, ons het nou self nooit die kans gekry nie, maar ons het nou gereken, ons vir jou een of ander tyd so 'n bietjie wegstuur. Jy weet, oor see, en dan op 'n later geleentheid kan Org weer 'n kansie kry. Ek wil maar sê, ek dink dit is nou die tyd. Ons kan maar bel om te hoor staan sake met die plek op die vliegmasjiene. Regtig, papa? Ja, my kind. Maar hoe sal pa die geld kan afknyp? Nou, maar hoe vra jy dit dan nou? Hy sal dit mos nie sê as ons dit nie het nie. En sê nou Johan kom hier na toe. Moenie vir jou daaroor bekommer nie. Ek sal sorg dat jou pa met hom praat, nee, ou man. Natuurlijk sal ek. Onthou net, dis nie Johan se skuld nie. Dis niemand se skuld nie. Dis maar 'n soort droogte wat gekom het. En die ken ons mos. Papa moet net mooi werk met hom hoor. Ek sal, my kind. Sal alle passasiers wat afreis met Suid-Afrikaanse lugdiens vlug SA 024 na Salisbury, Luanda en Londen. Hulle asseblief nou aanmeld by die internasionale vertreksaal vir uitdaging van paspoortbeheer.
by a pair of extra-range instructors about telling how to speak full this time. 200 feet more, 300 forward. Alternate minus 200 feet. Level control. And we'll have that right. Right. Look. Wat se skoolmense is nou weer hier? Maar my kind, hoe kan jy dan so iets vra? Dis dan jou verjaarsdag vandag. Ek het vir jou verrassingsparty gereël. Gaan trek jou aan. Die Kaapse spognooiens is almal vanaand hier. En het maar vir Linda ook genooi. Jy hoef jou nie langer te bekommer nie. Daai meisie sal jou nooit weer lastigval nie. Wat het ma met Linda gedoen? Wat het ma vir haar gesê? Dis nog nie nou ter sake nie. In daai geval gaan ek nou na haar toe. Sy sal vir my sê. Jy sal haar nie kry nie. Die plaasjaap het onder jou uitgeloop. Ek sal haar kry. Al moet ek waar gaan soek. Ek sou nie die moeite doen as ek jy was nie. Ek waarsku maar. 'n Mens kan soveel sluk en dan niks meer nie. Ek dink daar's iets wat jy omtrent Linda Groenewald behoort te weet, my seun. Ek het haar geld aangebied. En sy het dit aangeneem. Nie Linda nie. So iets sal sy nooit doen nie. Ek het jou van die staanspoor afgesê dat sy net agter jou geld aan is. Nou het sy dit bo alle twyfel bewys. Kom, jou gaste wag op jou. Cynthia het jou lanklaas gesien. Johan, jy durf nie so weer weggaan nie. Ek belet jou. Wag, doktertjie, maar jy's laat vanaand. Lyk ek vir jou soos 'n kraamgeval. Waar's Linda, lief? Ek moet met haar praat. Sy's nie. Sy's vanmiddag weg. Maar kom maar nou seun. Ons drink koffie en jy maak jou tuis. En as jy wil gesels, dan gesels ons. Hoe gaan dit met Ors se been om, lief? Ja, met sy been gaan dit sommer eerste klas, dokter. Jy sal nooit sê dit was gebreek nie. Hy het juis vir Linda nou lughawe toe gevat. Lughawe? Is dit waar? Dis waar, ja. Ek sê ons. Ek bedoel van die geld. Van wat se geld praat jy nou? Die ou vrou en ek het gereken, dit sou haar goed doen as ons haar so rukkie wegstuur oor see om vir alles te vergeet. Jy het haar gestuur. Nou, nie anders. Sy's mos ons sinne. Oom Liep, my ma het vir my gesê dat... Die check-affaire. Ja, sy is seker ontsteld geweest daaroor. Maar as jy nou dink, wat anders kon Linda gedoen het? Ek is bly sy die ding sommer plain in haar gesig opgeskeur. Ja. Doktertjie, ou seun. Kyk, ons is nou maar behoeftig so op 'n manier deur die genade van ons liewe Heer, maar ons het ons trots. Vir ons bestaan rykdom nie uit geld nie. Ek moes dit geweet het. Linda sou dit nooit gevat het nie. Linda staan met haar 4 voete op die grond, doktertjie. Die Karoo het haar van kleins af geleer om vertroue te hê. Ek weet. Daardie vertroue het nou ook nou gekry. Maar sy sal regkom. Ons moet daar net 'n kans gee.
Ek moet weer met haar praat doen. Nee, kyk hoe seun. Praat gaan niks help nie. My kind is gekwes en al my gepraat en jou medisyne sal haar die serie nou gesond maak nie. Want dit is geen raad vir my nie. Ek, vir 'n geleerde man soos jy raad gee, al wat ek jou kan vra is, gee haar 'n kans. Moenie haar nie nou weer omkrap nie. Maar vra nou 'n ding wat 'n man baie moeilik kan doen, oom. Ek vra 'n ding, juis wat net 'n man kan doen. Waar was jy? Kyk maar. Ek is lief vir daai meisiekind. Ek het jou 'n vraag gevra. Waar was jy? Waar mense nog mense is. Waar geld nog nie 'n kanker geword het nie. Mense wat nog 'n cheque kan opskeer as dit moet. Daar's nie veel wat maar daarop kan sê nie, né? Ek het dit om jou ontwil gedoen. Omdat ek vir jou meer in die lewe wou gehad het as om belast te wees met 'n klomp armblankes. Vandag sien ek ma vir die eerste keer. Armblankes. En wat is ma self? 'n Armblanke met geld. Dis ma se soort rykdom en dis die rykdom waarop ek spoeg. Met wie praat jy? Ek verbied jou om so met my te praat. Ek sal praat soos ek wil. Dis wat onbelang altyd dat ek dit doen. Is dit waarvoor ek jou groot gemaak het? Waarvoor ek jou al die jare met liefde versorg het? Liefde? Wat weet ma van liefde af? Wie het vir my en Sanet aangetrek as ons vuil is? Wie het vir ons kos gegee as ons honger is? Wie het ons getroos as ons seer gekry het? Betendes. Terwyl ma op die vergaderings en partytjies lê. Dis jou pa se bloed wat deurslaan, stink vir dank. Soets sou Sanet my nooit aangedoen het nie. Sy weet wat moederliefde werd is. In terme van geld? Ek het nie dit van jou verdien nie. Net so min as wat ma se skoondogter soos Linda verdien. Ek sien dit nou, ek sien dit so duidelik. Dis sy wat jou teen jou eie moeder vergiftig het. Nee, dis net andersom. Sy het my gesuiwer van die gif wat in my was. Daarom gee ek vandag nog pad. Jy kan nie dit aan my doen nie. Nee? Nou goed dan. Laat dit vandag uitgesê word. As jy by daai deur uitstap. Vandag is dit of sy of ek. Ek is jou moeder. Kies ek. Kies. Ek het klaar gekies. Is dit waar? Jy gaan weg. Ek is jammer, pa. Nee, jy's nie jammer nie, Johan. En ek gaan jou ook nie keer. Om die waarheid te sê, vandag het ek vir jou agting gekry. Dis nie maar voor nie. Natuurlijk nie. Maar ek dink daar was 'n tyd dat sy dit so sou kon beskou het. Maar nou, Hoekom het pa met haar getrou? vra my 'n baie reguit vraag, Johan. Jy wil seker ook 'n baie reguit antwoord hê. Maar is so iets moontlik na al die jare? Oor haar geld? Dis nie so maklik nie, Johan. Ek het ambisie gehad. Ek het geweet ek kon bo uitkom, maar ek het 'n kans nodig gehad. Ergens 'n vaste plek te kry, 'n begin. En sy was die mees gesogte meisie in die stad. Pa het haar nie regtig lief gehad nie. Ek weet nie, Johan. Die liefde is so bedrieglik soms.
Sy was nie altyd so gewees nie, Johan. Sy was anders. En ergens diep in haar moet daar nog iets van die mens wees wat sy was. Jy sien my seun, die ding werk nie altyd net een kant toe nie. Wat sy in my laat doodgaan het ek aan haar help verkalk. En die ergste is 'n mens raak gewoond daaraan. Jy vergeet dat dit so anders kon gewees het. En nou gaan jy weg. Sal wat ek kan doen? Tuurlik. Ek dink in elke mens se lewe kom na 'n tyd dat hy die liefde herken. En dan moet hy die moed hê om dit te kan volg. Snaaks, nou dat dit gebeur het, weet ek dat ek my hele lewe lank gehoop het vir jou en Sanet. Sterkte, my seun. Sorg dat jy vir Lindaatjie terugkry. Jy weet, dis daarom jammer oor julle twee ons maar. Waar jy gaan sê oral? Dis eintlik wat ek jou wou sê. Maar jy sê nooit dis ek wat dit gesê het nie hoor. Hoe mag dat daai sis van my trek my basvelle af. Middag spring aan. Sy gaan nie vir Engeland toe vir so 3 dae. Daarna gaan sy Parys toe vir so 'n week of wat. Hier. Dis haar reisplan. Jy kan dit maar kry. Maar as jy praat. Afrika toe. Wat? Suid-Afrika? Hallo? Hallo? Sanet Leroux hier? Dag sis, hoe gaan dit jong? Johan. Ek is hier, ou boet. Seker maar die lyn dis. Dis omdat so ver is, jong. Seker maar omdat jy is wat so onverwags bel. Eintlik wil ek 'n guns van jou vra sis. Mag ek maar? Enige tyd, jy weet mos. Jy weet, Linda's mos nou oor see. Op die oomblik nog in Londen. Môre vlieg sy Parys toe. Hotel de France in die Rue Soufflot. Spreek ek dit reg uit? Ja. S-O-U-F-F. Ja, L-O-T. Ja, asseblief. Ja, nee, sommer net. Sê vir Linda sy moet huis toe kom.
Linda! Linda! Nee. Ek sê jy opgesoek het, maar toe jy daar. Weet jy ek het gehuil? En wat denk jy miskien het ek gedoen? Waarom het jy geweet? Islaan het my gebel. Maar kom ons gaan sit daar is en gesels. Ons het te baie woord te praat. Ons sal ons sommer stap. Dis daarom nie 'n stad waar mens alleen behoort te wees nie. Nee, ek dink dis die eensaamste stad in die hele wêreld. Waarom het jy nie vir Johan saamgebring nie? Julle sal maar vir julle wittebroods daar moet terugkom, hè? En wat bekeer dan nou, jong? Linda is tog nie... Jemmels Anet, ek moet net met iemand praat, anders gaan ek gek word. Ek kan nie meer nie. Wat is dit, ou maat? Ek het hom net so lief. Is my ma nie. Jy mag haar nie toelaat nie, Linda. Ek kan teruggaan om ek weet. Selfsugtig wees en maak ons alles net vir my aangaan. Maar wat van hom? Om hom stadig aan te verskeur tussen my en haar, om hom dag vir dag dop te hou en te sien wanneer die spyt insluip. Of wanneer hy begin wonder of sy nie tog reg was nie. Dis altyd sy. Het jy al vertel van Jacques? Ja, sy het ons van Jacques vertel die aand toe ek en Johan daar geëet het. Sy sien blykbaar daarna uit om 'n modeontwerper vir 'n skoonseun te hê. Sy was so na noppies met Jacques. Hy het ook net geweet hoe maar om sy pinkie te draai. En jy? Ek was 'n bietjie skrikkerig. Jy ken my mos. Ek was my hele lewe lank maar altyd in die bondel. Dis nie klomp. Of op my eie. Van alleen wees saam met 'n man. Jy weet, mens begin naderhand vergeet dat daar iets spesiaals kan wees tussen 'n man en 'n vrou. Iets meer as net maats. Jacques was so anders as enige iemand wat ek nog ontmoet het. Hy was so bedagsaam. Hy het my in Parys leer ken. Parys wat so anders is as die Parys van die oppervlakte. 'n Stad wat in die lente iets is wat binne in jou gebeur asof jy nie heeltemal op die aarde is nie. Asof jy sommer enigiets mals kan doen. Sommer aan die hardloop kan gaan, lawwe dinge doen of sing en lag. 'n Stad van lief hê. Ek het gevoel vir die eerste keer in my lewe het Jacques my laat voel soos 'n vrou. En ek het myself nog nooit so gesien nie. Maar jy sal verstaan, dit was asof vir my oopgevou het soos 'n mens 'n roos oopvou. So blaartjie vir blaartjie totdat ek niks meer bang was nie. Hy het vir my gesê mens lewe net eenmaal. Maar in Parys leef 'n mens dubbel. Dis nie 'n stad nie, dis 'n manier van lewe. Jy weet nie waar jy gister was nie en jy weet nie waar jy môre sal wees nie. Jy het net nou. En nou is dit, het hy gesê, ek en jy. Ek en jy. Toe ek neergedruk was, het Jacques my moed ingepraat. En toe ek huis toe verlang het hy my opgebeer. Hy het my genooi om na sy nuutste skepinge te gaan kyk. En toe is ons saam na sy ontwerpplek.
As ek maar net geweet het. Hoe kan mens weet as jy iemand liefhet? En ek het hom lief gehad. Ek het in hom geglo. Hy was die eerste mens vir wie ek saak gemaak het. Het ek gedink. Ek word maklik moeg deesdae, net 'n bietjie rus. Jy, maar die wêreld akkedeer nie met jou nie, Sanet. Dit kan ek sien. Vroeger was daar geen einde aan jou energie nie. Hoe lank gaan jy bly? Nee, so maklik gaan jy nou weer by my bykom nie. Van gister af laat jy my praat en praat, maar jy kruip ergens weg, laat ek nie by jou kan uitkom nie. Nou wil ek weet, daar's iets fout, Nemo, maat. Dis al weke, dis al maande wat ek met iemand wil praat, maar ek is bang. Ek kan nie meer nie. In die ou dae het ons alles vir mekaar vertel. Dis net so banaal, Ek verwag 'n baba, Linda. Ek het al alles oorweeg. Om hier af te spring ook. Baie keer. In die nagte as ek lê en dink aan wat ma sal sê. En daarna, wat het toe van hom geword? Toe ek agterkom, toe kon vertel ek is in die moeilikheid. Het net na my gekyk en gevra. Well, what are you going to do about it? En nou? En nou is alles verby. Eintlik wens ek net ek was dood. Mens kan nie op 'n lewe as die wêreld teen jou draai nie. Ons moet aanhou lewe. Ons albei. Dit help nie om te probeer vlug nie. Mens kan nie wegkom van jouself nie. Ons gaan nou jou goedjies pak en so gou moontlik vat ek jou terug huis toe. Nee, Lynn. Ek kan nie. Jy kan, want ek kan nie weer teruggaan nie. Ek kan nie my ma so in die gesig kyk nie. Jy kan, want dis waar jy hoort. Dis waar ons albei hoort. Nie een van ons twee is baie sonnig op die oomblik nie. Want ons gaan terug. Ons al twee. Ons al drie. Jy sal my nie in die steek laat nie, Lynn. Jy sal by my bly. Sal jy, Lynn? Ek sal elke oomblik van elke dag by jou staan. Kom nou. Die son is nie meer hier nie, maar hy is nog daar. Kom. Kom ons gaan huis toe. Hallo? Die sentrale is op die lyn, dokter. Daar's 'n dringende fonogram van Parys af. Sal ek dit neem? Skakel maar deur, suster. Hallo? Ja? Die boodskap is, ontmoet my op die lughawe Vrydag 4:00. Kom van Linda. Ons sal vir u 'n afskrif stuur, dokter. Dankie. Dankie. Dis al wat gebeur het. Terwyl julle almal gedink het ek is besig om pianiste van wêreldformaat te word. En as dit nie was vir Linda nie. Ek was self graag gekom, maar ek was te bang. Jy moes lankal teruggekom het. As ek dink dat jy al hierdie tyd alleenig was. Hoe ver is jy nou? Ver. 7 maande, miskien 'n bietjie meer. As ek daai vent aan die hande kry, die bliksem. Al die tyd daar is ek gedink het aan hier. Ek het my min gedink aan mense, ek was bang vir hulle. Ek het altyd gedink as ek net weer kan terugkom by die see, want die see sal verstaan.
En jy? Maar natuurlik verstaan ek. As 'n mens in 'n krisis nie op jou eie familie kan staatmaak nie, wat help dit om 'n familie te hê? Maar Male, ek sal haar nooit weer in haar gesig kan kyk nie. Dit sal sy my nie vergewe nie. Jy sal eers vrede vir jouself hê wanneer ons dit met hulle almal reggemaak het. Sy sit en wag op my prestasies en nou kom ek terug met dit. Sy sal nie, nooit nie. Na alles wat daar in haar is, Sanet, bly sy nog ons moeder. Ek is bang, julle. Ons sal saam met jou gaan. Ons sal by jou bly. Nee, Linda. Ek kan nie weer terug gaan soontoe nie, Johan. Nie na wat nou, Jan. Dink jy dis vir my maklik? Nadat sy vir my gesê het om te kies tussen haar en jou. Is dit wat gebeur het? Ek wil jou dit nie aangedoen het nie. Sy saam gaan, Linda. Jy het my tot hier gebring. Ek kan nie meer sonder jou verder alleen gaan nie. Hoe kan ek jou weier as jy my nodig het, Sanet? Sal jy gaan as ek saam gaan? Ja. Ek weet dit moet. Maar gee my net kans, ek is nog so. Daar het dit klaar deur die eensaamstel gegaan. En as dit nie vir jou was nie. En nou ons? Wat van ons? Ons? Ek en jy. Waarom moet jy die boodskap stuur dat ek moet kom? Omdat ek jou liefhet. Omdat ek jou nou eers liefhet. Omdat ek nie sonder jou kan... Nee, nie omdat ek nie. Maar omdat ek jou gelukkig wil maak. En nou het jy teruggekom. Ek het teruggekom. Maar niks is nog helder nie. En op die oomblik is Sanet belangriker as ons. Niks is nog opgelos nie, Johan, jy weet dit self. Al wat ons kan doen is om te probeer, te wag en niks te dwing nie. Ons kan maar gaan. Is jy reg? Ja, as jy by my sal bly. Sanet, my dierbare kind, hoe wonderlik om jou te sien. Waar kom jy vandaan? Is jou eksamens klaar? Wat 'n heerlike verrassing. Dag, mamma. Maar jy lyk glad nie goed nie. Jy het hard gewerk. Dogtertjie, dis die mooiste verrassing wat ons nog ooit gehad het. Maar dit was stout van jou om nie vir ons te sê dat jy kom nie. Kom sit. En jy het ook teruggekom, Johan. Ek moes vir Sanet huis toe bring. Maar nou is jy hier. Jy's terug. Ja, ek is hier. Ek het geweet jy sou. Ons was nog altyd so 'n hegte familie. Maar jy sal vir sy net onder hande moet neem. Kyk hoe bleek is sy. Net 'n bietjie goeie Suid-Afrikaanse son en sy is maar gou weer reg. Bydien, sy het net hard gewerk. Om haar moeder te plesier, my kind, ek is so bly en ek so trots op jou. Was dit weer 'n onderskeiding? Ons moet iets reël. As ek net geweet het. Johan, jy sou moet help met die reëlings. En nie sommer so wat hy nie. Dit moet een wees wat die Kaap sal onthou. Albei my kinders, terug by my. Maar asseblief, Sanet is nie gesond nie. Maar dit kan ek mos self sien. Wel, ons kan seker 'n week of 2 wag. Dan het ons meer tyd om te reël. Dis nie 'n kwessie van 'n week of 2 nie, maar dis ernstiger. Dis waaroor ons hier net gekom het. Maar sê dan wat er makeer, man. Ons het tog goeie dokters. Gee my net 'n kans om klaar te praat, want ek wil nie julle moet oordeel voor julle dit nie alles uitgehoor het nie. Wat bedoel jy met oordeel? Man, my kind, laat ek jou help met daardie jas. Dit is so warm hier in die huis. Sanet, wat het jy aangevang? Ek wou dit nie gehad het nie, ma. Sanet het maar hulp op hierdie oomblik baie nodig. Hoe durf jy my so iets aandoen? Kyk hoe lyk jy. Kry jy nie skaam nie? Wag nou eers vrou, gee hulle kans om klaar te praat. Ek wil niks meer hoor nie, ek het genoeg gesien. Jy sluip soos 'n skelm die land in sonder om enigiemand te laat weet. En dan jy die vermetelheid om na my toe te kom.
Wat gaan ons vriende daarvan sê? Ma, moenie. Dwing maar asseblief. Moenie jy nog saam praat nie. Eers as jy met jou skorrie môre hier na toe bring en dan se weer jy met jou suster. Dis die soort kinders wat ek het, dis die dank wat ek kry. Bom. Dis jou eie kind met wie jy praat. Dis Sanet wat daar staan. Sanet ons dogter wat ons maande laas gesien het. Laat ons minstens probeer om hierdie saak op 'n beskaafde manier te bespreek. Beskaafd. Was dit 'n beskaafde ding wat hierdie slet aangevang het? Asseblief, moeder. Gee my net kans. Ek wil alles vertel van die begin af. Ek wil nie luister nie, ek wil niks hoor nie. Jy het hierdie huis in skande gedompel. En dit na alles wat ons vir jou gedoen het. Dis dit waarom jy so graag oorsee wil gaan studeer het. Maar dit was nie ek nie. Dit was ma self wat aangehou en aangehou het. Bly stil as ek praat. Dit is die reine waarheid, Yvonne. Dit is nie ter sake nie. Ons moet 'n oplossing probeer kry vir ons dogter. Ons dogter. Die dogter wat ek gehad het, het skande oor my gebring. Ek het geen dogter meer nie. Vrou, maar weet nie wat maar daar sê nie. Met jou is ek lankal klaar. Ek kan nie meer nie. Ek kan net nie meer nie. Dis nie dit wat ek hier kom soek het nie. Dis reg, hardloop. Trap uit my huis uit. Ek wil jou nooit weer voor my oë sien nie. Sanet. Ek is jammer, sis. Ek het nie geweet dit gaan so wees nie. Kom, jy moet gaan rus. Nee, Johan, nee. Ek wil alleen wees asseblief. Maar jy kan nie. Nie in hierdie toestand nie. Ek wil nie meer praat nie met niemand nie. Laat my alleen. Ek sal niks oorkom nie. Goed. Maar moenie jy bang wees nie, hoor. Ek gaan nou met Male praat. Ons gaan geen toekies meer omdraai nie. Er was baie keer in die verlede toe ek my vir jou moes skaam, Yvonne. Maar daardie skaamte is niks teen vandag nie. Jy keur Sanet se daad is goed. Ek keer dit nie goed nie, my vrou. Maar die liewe hemel weet ek kan nie my enigste dogter ook nog verwerp nie. Ek verwerp haar. Wil haar nooit weer voor my sien nie. Sy en haar hoerkind. Julle sal my nooit daarvan oortuig nie. Dit is nie 'n kwessie van oortuig nie, Yvonne. Dit is 'n kwessie van menslikheid, regverdigheid, noem dit wat jy wil. Ouere liefde. 'n Mens is tog iets aan jou kinders verskuldig. Mens sou dink dat 'n kind ook iets teenoor sy ouers verskuldig is. Maar dan seker tog nie dit nie. Sanet was 'n blote kind toe maar oor see gestuur het of 'n matige Laure inhoes. Nie vir haarself nie. Sy was so beskermd grootgemaak. Wat het sy van die lewe af geweet? En toe sy in 'n situasie beland waarin sy radeloos was, wie toe die man aan haar opgedring? Wie toe gepraat van skoonseuns en trou en die hemel weet wat nie alles nie. Trou, het ek gesê, trou, dis anders as om dat sy soos 'n barbaar te kere gaan. Kan jy dit goed praat? Kan jy dan nog sê dat sy nie verdien om gestraf te word nie? Gestraf, maar nie verwerp nie. Is sy nie al genoeg gestraf nie? Sy het soveel verduur as wat enige mens kan verduur. Jy het 'n kans vandag, Yvonne. En ek begin dink dit is jou laaste kans om te besluit waarom dit gaan. Om hulle of om jou. Om jou kinders te behou of om finaal van hulle af te skeur. Wat help dit om kinders te behou? As dit ten koste is van alles wat jy ooit aan geglo het. As dit ten koste is van alles wat jy self is.
Ons kon niks vir haar doen nie. Sanet wou net nie saamveg nie. Kan ek die papa sien? Wat ek nooit vir Sanet gegee het nie. Kan jy dit vir ons reël, my kind? Kan jy reël dat ek haar man? Maar natuurlijk, ma. Van